Welkom by die Suidlanders Media YouTube kanaal. Ons hoop dat jy hierdie aanbieding insiggewend vind, veral omdat ons, sowel as Genocide Watch, volksmoordtekens waarneem in Suid-Afrika. Wees gewaarsku dat hierdie video oor ernstige en sensitiewe situasies handel. Dit mag dalk sommige kykers ontstel. Ons benader wel die onderwerp streng as 'n opvoedkundige dokumentêre aanbieding om die lesse uit die geskiedenis te deel. Nadat historiese gevalle van massamoorde, etniese uitwissing en gedwonge vlug plaasgevind het, ontstaan die vraag: hoe lyk oorlewing en herstel wanneer die ergste geweld verby is? Bosnië, Rwanda en ander historiese gevalle bied waardevolle lesse wat vandag steeds relevant is. In Rwanda, na die volksmoord van 1994, waarin ongeveer 800.000 Tutsis en gematigde Hutus vermoor is, het die Rwandese Patriotiese Front beheer oorgeneem. Die nuwe regering het Gacaca-howe ingestel om duisende sake te hanteer en versoening te bevorder. Baie Hutu-vlugtelinge het later teruggekeer, maar die samelewing bly diep verdeeld. Hoewel die ekonomie gegroei het, bestaan trauma, wantroue en politieke spanning steeds. Baie Tutsi-oorlewendes het in die diaspora gebly of in gemeenskappe saamgetrek waar hulle groter veiligheid en stabiliteit gevind het. Sporadiese versoening het jare geneem en baie mense het nooit volle geregtigheid ervaar nie. Die land het herstel, maar die wonde is steeds sigbaar. In Bosnië het die Dayton-ooreenkoms in 1995 die oorlog beëindig. Maar die land bly tot vandag toe grootliks volgens etniese lyne verdeel. Duisende vlugtelinge het teruggekeer, maar baie gebiede weerspieël steeds hierdie verdeling. Bosniake, Serviërs en Kroate woon dikwels steeds in afsonderlike gemeenskappe. Die ekonomie het verbeter, maar korrupsie, werkloosheid en etniese spanning bly uitdagings. Baie oorlewendes het in die diaspora gebly of hulle in veiliger gebiede gevestig. Internasionale howe het sommige leiers skuldig bevind, maar baie skuldiges is nooit aanspreeklik gehou nie. In albei gevalle het oorlewendes dikwels op hul eie gemeenskappe staat gemaak. Mense met dieselfde etnisiteit, kultuur en waardes het saamgetrek omdat dit beskerming, hulpbronne, vertroue en identiteit gebied het, wanneer die breër samelewing vyandig geword het. Dieselfde patroon kom in ander historiese volksmoorde voor. Armeense oorlewendes het nuwe gemeenskappe in veiliger gebiede gevorm, en Joodse gemeenskappe het in sommige gevalle deur diaspora of geheime netwerke oorleef. Hierdie groepering het dit moeiliker gemaak om klein, geïsoleerde minderhede te teiken. Onttrekking en afsondering was ook belangrike oorlewingsmeganismes. In Bosnië het mense na berge of buurlande gevlug om die geweld te ontkom. In Rwanda het baie na buurlande gevlug of in versteekte groepe saamgetrek. Hierdie strategieë was nie altyd suksesvol nie, maar dit het dikwels tyd geskep om te hergroepeer, voorrade te versamel en nuwe planne te maak. Dit beklemtoon die belang van mobiliteit en die vermoë om betyds te onttrek wanneer gevaar duidelik word. Die geskiedenis wys ook op herhalende waarskuwingstekens, klassifikasie van groepe, propaganda, dehumanisering, padblokkades of onluste, roof, segregasie en die normalisering van geweld. Baie mense herken hierdie tekens eers wanneer die geweld reeds begin het. Die geskiedenis wys dat vroeë voorbereiding 'n belangrike rol kan speel. Praktiese voorbereiding kan insluit die ontwikkeling van selfstandigheid in voedsel, water, energie en mobiliteit. Die beplanning van alternatiewe roetes en kommunikasie en die bou van sterk plaaslike netwerke wat mekaar kan ondersteun. Groepering saam met mense wat dieselfde bedreiging verstaan en dieselfde waardes deel, maak dit moeiliker vir aanvallers om 'n minderheidsgroep te isoleer en te teiken. Hierdie lesse is deel van wat die Suidlanders noodplan inlig
en hoekom ons waarsku, sodat ons volk, in so 'n geval, kan oorleef, kan hergroepeer, herorganiseer en herstel. In 'n Suid-Afrikaanse konteks beteken dit praktiese voorbereiding. Waeenhede of konvooie vir mobiliteit, veilige bergplekke, pluiskamers as laaste uitweg en sterk plaaslike samewerking. Die les uit die geskiedenis is dat herstel moontlik is, maar dit verg tyd, voorbereiding en samewerking. In baie historiese gevalle het gemeenskappe jare geneem om te herstel, en sommige dra steeds die letsels van daardie gebeure. Ons offer hierdie lesse aan u, om weerbaar te word in die chaos wat woed in ons wêreld vandag, wat momentum bou en vererger, en die feit dat hierdie verval eerste die arm massas tot drukpunt gaan bring. Verstaan waar u staan in al hierdie gebeure. Dit word duidelik gestel deur die brandwagte. Dit word nog duideliker gestel in die Bybel. Vir diegene wat die Bybelse perspektief wil bestudeer, kan Joël 2, Sefanja 3 en Hosea 2 verdere stof tot nadenke bied. Bly waaksaam, bou selfstandigheid, ondersteun jou gemeenskap en vertrou op ons hemelse Vader. Leer uit die geskiedenis en tree met wysheid op. God seën vir elkeen van julle.